Baie welkom by hierdie uitsending. Dit is 'n groot voorreg, altyd 'n groot voorreg om met jou uit die woord van God te praat. En ek praat vandag met jou oor 'n sleutel tot sukses. Daar is natuurlik verskillende sleutels. Daar is 'n hele paar, maar hierdie ene is een van daai kardinale sleutels wat jy in jou lewe moet hê. Dis 'n moeilike sleutel, maar 'n belangrike ene. En ek gaan vir jou lees daarvan uit Kolossense hoofstuk 3 uit God se handboek vir jou en my lewe, Kolossense 3, en ek lees vir jou spesifiek. Ek wil vers 13 lees, maar ek wil net vers 12 se eerste woorde ook vir jou gee. Hy sê in vers 12, beklee julle dan. En dan is so 'n paar dinge waarmee ons beklee. Jy sien, vir sukses moet jy hierdie kleed aantrek. Dis 'n sleutel en dis 'n kleed tot sukses. En ek gaan vir jou van hierdie sleutel en kleed vertel vandag. Hy sê in vers 13, een van die kledingstukke wat onvermydelik is vir sukses. Hy sê in vers 13, verdra mekaar. Wow. En vergewe mekaar. Ek weet jy wil dit nie hoor nie, maar vir sukses moet jy dit hoor. Dis bitter, maar dit gaan jou beter maak. Hy sê verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergewe het. So moet julle ook doen. Wow, wat 'n opdrag, wat 'n vers in die Bybel. En hierdie vers is tussen verse ingesit wat sê jy moet jou beklee. Jy moet dit aantrek. Vers 12 sê beklee julle. Vers 14 sê beklee jou. En hy sê jy moet die kleed van vergifnis aan hê. Het jy hierdie kleed aangetrek om jou gereed te maak vir 'n suksesverhaal, 'n suksesvolle jy, om suksesvol te wees in wat jy doen? Wel, God sê, beklee julle dan. Jy sien, vir elke taak moet 'n mens reg gekleed wees. As jy miskien in die mynwese is, dan het jy beskermende klere aan. En jy moet reg gekleed wees, anders kan jy nie daar werk nie. As jy 'n sakeman is, dan moet jy vir die beroep in die soort van sake rigting wat jy uitleef, moet jy aantreklik wees vir jou kliënte, reg geklee vir dit wat jy bemaak. Beklee julle dan, en hy sê met hierdie woordjie vergifnis. Vers 13, verdra mekaar en vergewe mekaar. Dit is 'n baie belangrike kleed om 'n suksesvolle verhaal, 'n suksesvolle jy te wees. Een van die baie interessante verse in die verband is altyd vir my Johannes hoofstuk 20 vers 23, en ek wil dit graag vir jou lees. Johannes 20 vers 23. Hy het hierdie woorde in Johannes 20. Hy sê, as julle die mense hulle sondes vergewe, word dit hulle vergewe. Wow. Ek is seker jy is ook oortuig en jy weet daarom dat ons nie mense kan vergewe om hemel toe te kan gaan nie, want jy word alleenlik deur God vergewe om in die hemel te kom. Hy het ons sondes klaar vergewe aan die kruis en ons moet die soendood aanvaar, maar ons kan mense vergewe vir wat hulle aan ons gedoen het. Ja, ons kan dit afskrywe, ons kan dit vryspreek en tot God in die hemel stem saam, wanneer ek en jy dit wat mense aan ons gedoen het, dit waaraan mense teenoor ons skuldig is, as ons dit afskryf, sê Johannes 20:23, dan word hulle vergewe. Jy sit met die sleutel in jou hand om ander mense se laste en skulde af te skryf in 'n groot mate vir wat hulle aan jou gedoen het, en hulle sal dan losgemaak word van die kettinge wat hulle in daardie verband bind. Maar as jy hulle sondes gaan hou, sê Johannes 20:23, dan word dit hulle gehou, en in die geesteswêreld is hulle gebind. Ek daag jou uit om hierdie sleutel te neem vandag, en ander mense vry te maak. Miskien sê jy wil nie, want hulle verdien dit nie. My vriend, dit is juis die gedagte van vergifnis, om vir iemand iets te gee wat hy nie verdien nie. As jy vir iemand iets gee wat hy verdien, dan het jy eintlik niks gegee nie. Dan het jy hom beloon na verdienste. Maar God het ons vergewe onverdienstelik. En ek wil jou uitdaag om dit wat God vir jou en my gedoen het, dit met ander mense te doen. Want die skrif sê, hy vergewe ons, soos ons skuldenaars vergewe. Jy's vas aan daardie skrif, want jy het dit gebid, jy het gesê, onse Vader wat in die hemel is, vergewe ons soos ons skuldenaars vergewe. Daardie vers is vas in jou gemaak, jy het dit gebid. En nou kan jy nie loskom van jou foute, jou verlede nie, jy moet ook vergewe. En dan kom daar 'n geestelike wet in werking.
Die bindinge en die vloeke wat op jou rus, word uit die hemel uit losgemaak van jou af. Dit word vergewe. Jy word vrygespreek, omdat jy 'n hart van vergifnis het. Ek praat met jou vandag oor vergifnis, 'n sleutel, 'n kleed, een van die mees belangrike sleutels en kledingstukke wat 'n mens moet aanhê om in die geesteswêreld suksesvol te wees, en dit spoel oor na die tydelike wêreld. Wel, jy het nou gehoor dat ons die mag het om kettings te breek, kettings wat jou sukses keer. Die oomblik as jy ander vergewe, dan spoel dit oor in hulle lewe en in jou lewe. Dalk wil jy nie vergewe nie. Ek het gesê, dis een van die moeilikste sleutels om te draai, want dit is nie altyd maklik en lekker om iemand te vergewe nie. Dikwels wil ons nie, en dis die moeilikste ding om te doen. Daarom daag ek jou uit om hierdie moeilike ding te doen, om hulle wat jou te nagekom het, hulle wat jou beroof het, hulle wat jou ingeloop het, hulle wat jou beledig het, hulle wat jou naam weggegooi het soos iets wat sleg is. Ek daag jou uit om die sleutel vir die res van jou lewe te draai en hulle te vergewe. Breek die kettings wat mense vashou. Ja, Lukas 10 vers 19 het ons hierdie woorde. Hy sê, kyk, ek gee aan jou die mag om op slange en skorpioene te trap. En hoor al die krag van die vyand, jy het die mag om nou op hierdie vyhandige mag van onvergewensgesindheid te trap. Jy kan dit doen, jy het die mag. Jy het krag oor bitterheid. En jy kan dit ontwapen, sodat dit nie verder in jou lewe 'n invloed sal hê nie. Ek hou van 2 Korinte 10:4. 2 Korinte 10:4 sê die volgende: maar die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar geestelik. Hierdie wapens van vergewensgesindheid, dis 'n geestelike wapen om vestings neer te werp. Dit sal vestings in daardie lewe neerwerp. Weet jy hoekom het Paulus tot bekering gekom? Want Stefanus het vir hom gebid. Toe Stefanus met klippe doodgegooi word en Paulus sy vermoording goedgekeur het. Paulus was 'n godloonaar gewees. Hy het die evangelie beveg, maar toe bid Stefanus en sê, reken hom die kwaad nie toe nie. En omdat Stefanus die kragtige wapen van vergifnis gebruik het, en hy het Paulus losgemaak, het dit tot gevolg gehad, dat 'n kragtige held tot bekering gekom het, en hy het die meeste boeke is deur sy hand, deur die Heilige Gees, deur die hand van Paulus, in die Bybel geskrywe, die meeste boeke. Ek wil vir jou sê, jy kan opgewonde wees oor hierdie boodskap. Ek is opgewonde. Hierdie sleutel, hierdie krag wat ek in jou hand sit vandag, het die vermoë om jou toekoms te ontsluit, om dit vir jou oop te maak, want jy het 'n wapen, 'n geestelike wapen. Die wapens van jou stryd is nie vleeslik nie. Hierdie is 'n geestelike ding. Dit is 'n geestelike ding en dit gaan jou op hoër vlakke plaas. Hy sê die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Daardie vestings wat in jou lewe is, wat jou sukses keer, gaan in oomblikke tuimel. Dit gaan onder toe val. Dit is 2 Korinte 10:4. Vestings gaan gebreek word. Dit gaan afgebreek word. Jy gaan in 'n posisie van geestelike krag en mag inbeweeg. Ek, soos ek gesê het, is opgewonde vir jou pad. Werk die vesting, my vriend, van onvergewensgesindheid neer. Trap daarop, want jy het die geestelike mag in Lukas 10 vers 19 gekry. Bitterheid, my vriend, dit is net eenvoudig nie die moeite werd om bitter te wees nie. Dit is net nie die moeite werd nie. Die prys daarvan, wat jy betaal om kwaad te bly, dis nie goed vir jou gesondheid nie. En die Bybel plaas so 'n mens in 'n kategorie. Jy gaan skrik as jy hoor in watter kategorie God 'n mens plaas wat nie vergewe nie. Ek gaan dit vir jou nou lees uit die Bybel uit. Die kategorie waarin mense geplaas word wat nie vergewe nie. Jy word in die kategorie, ek wil dit eerder sê nie, ek gaan dit vir jou lees. In Job 5 vers 2 het hierdie woorde, laat ek so toe blaai. Job 5 vers 2. Ek wil dit woord vir woord vir jou aanhaal in die woord van die Here. Hy sê, want bitterheid vermoor die dwaas. Bitterheid sit jou onmiddellik in die kategorie van 'n dwaas en dit vermoor 'n mens. Bitterheid maak dat jy jou gesondheid agteruit gaan. Dit vermoor 'n dwaas. En weet jy wat,
interessante mens wat bitter is 'n mens wat heeltyd dink aan wat iemand anders aan hom gedoen het. Hy dink heeltyd aan die negatiewe. Hy dink heeltyd aan die donkerte. 'n Bitter mens dink aan kwade dinge. Bitterheid het die vermoë om jou gedagtes te beïnvloed. Jy dink heeltyd aan daai mens, jy's kwaad vir hom, maar jy kan aan niks anders dink nie, want bitterheid vul jou wese. En dan word jy soos daardie mens, want jy is net dit wat jy dink. 'n Mens is die som totaal van sy denke. Dink jy is 'n mislukking, of dink jy is nie 'n mislukking nie, jy is reg. Wat jy ook al dink. En omdat jy aan hierdie donker goed dink, rig dit jou lewe soontoe. En waarvan die hart vol is, loop die mond van oor en o wee, jy's die profeet van jou lewe. Jy spreek nou dinge oor jou lewe en dit word 'n realiteit in jou lewe, donker dinge, want jy spreek dit, jy dink dit. Wees versigtig, sê Spreuke 4:23 in die Boodskapper vertaling. Die ou vertaling sê, bewaak jou hart, met ander jou denke, hierdie riem van jou wese. Hy sê, wees versigtig, sê die Boodskapper Spreuke 4:23, wat jy dink. Want jou denke kan jou lewe ingrypend verander. Jy wil meer positief wees. Jy wil 'n meer loviale mens wees. Jy wil 'n meer spontane mens wees. Ek gee vandag vir jou die sleutel tot sukses. 'n Kleed wat jy kan aantrek. Dit is belangrik. Dit is deur God ingegee. Hy sê vergewe mekaar en verdra mekaar. Soos wat Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. Hierdie wat ek nou gaan sê is baie belangrik. Dis baie belangrik. Ons almal het al foute gemaak. Ons almal het al vir mense gesê ons gaan iets doen wat ons nie gedoen het nie. Wat bedoel ek? Ek bedoel jy het besluit om A, B, C, D, E, F, G, H, hierdie 8 dinge het jy besluit om vandag of môre, sê maar jy het laasweek besluit om dit te doen, hierdie 8 dinge. En jou dag het deur gehardloop en jy het nie by die 8 dinge uitgekom en jy het by nommer 6 uitgekom, maar 7 en 8 het jy nie gedoen nie. Jy het nie by jou beplanning uitgekom. Jy het nie by dit uitgekom wat jy gesê het jy gaan doen nie. Jou dag was net te vol. En nou sit jy met veroordeling teenoor ander mense wat nie uitgekom het by wat hulle gesê het nie. Hulle het nie nagekom wat hulle beloof het nie. My vriend, of hulle daarby uitgekom het, moeswillig, of hulle daarby nie uitgekom het nie, moeswillig. Wat gaan dit jou aan? Wat my en jou aangaan is, om mekaar te vergewe, soos Christus ons vergewe het. Ek weet, dit is baie, soos die Engelsman sê, it's a tall order, maar dit is die sleutel tot jou spontaniteit, dit is die sleutel tot jou gesondheid. Die woord van die Here sê, net wat 'n mens sê, sal jy verkry, en omdat jy hierdie bitterheid in jou hart het, sal jy bitter praat, en jy sal bitter dinge oes. Maar omdat jy vergewe, sal bitterheid van jou wyk, en bitter dinge sal van jou vlug, en die lig van God sal in jou lewe inskyn. Die vergifnis van God is in jou lewe in werking. Daar die vyandin van jou kom tot bekering. En weet jy wat? Jy lewe 'n lewe van oorwinning. Die Bybel sê in Prediker 7 vers 9, 'n baie interessante vers. Prediker 7:9 het hierdie woorde, hy sê ergernis, rus in die boesem van 'n dwaas. Wow, ergernis. Weet jy, as jy bitterheid toelaat, dan raak jy mos ergerlik. Jy raak kort van draad, jy raak touchy. Onvergewensgesindheid maak jou touchy, ergerlik. En dit ergernis, rus in die boesem van die dwaas. Die skrif allokeer jou in die groep wat jy nie ingeallokeer wil word nie. En daarom maak jy sulke soort besluite, nie wyse besluite nie, maar daai besluite, omdat jy nie vergewe nie. Dis hoekom jy besluite neem, ekonomiese besluite, finansiële besluite wat nie 'n sukses is nie. Maar ek gee jou vandag die sleutel om iets te doen wat jy nie wil doen nie, maar wat jy weet jy moet doen om die pad van sukses te bewandel. Vat daardie sleutel. Hy is moeilik om te draai. Dis nie maklik om te sê ek vergewe jou nie, maar daar gaan iets in jou binneste gebeur. Miskien is daar die persoon waarteen jy hierdie grudge, hierdie bitterheid hou. Miskien is daar die persoon in 'n geweldige wroging omdat hy weet dat jou benadeel. Dan moet jy na hom gaan en sê jy's vrygespreek.
As hy nie voel dat jou benadeel nie, moenie na hom toe gaan nie, want dan voel hy, jy verklaar hom skuldig. Dan tussen jou en God wat jou vergewe. Tussen jou en jouself. Maar as hy gebind is en jy weet hy het vergifnis nodig, gaan na hom toe en sê, dis afgeskryf, moenie daaroor worry nie, ek het niks teen jou nie. Koop sommer vir hom 'n geskenk, want die woord van die Here sê, 'n geskenk maak ruimte. Dit sal ook in sy hart vir jou ruimte maak. En weet jy wat? Hou op om jouself in die voet te skiet. Vergewe daardie vyand of vyandin. Almal het al tekort geskiet, almal het nagelaat. Sal jy nie ander vergewe nie, want anders is jy. Wow, hier is 'n harde woord. Hierdie is vir die geestelikes. Hierdie is wat dis hierdie wat ek nou gaan sê is vir iemand wat dit kan vat. As jy dit nie gaan vat nie, wat ek nou gaan sê. As jy seer gemaak voel daaraan, dan wil ek jou sê, hou nou vas. Moenie terugdeins nie. As jy nie gaan vergewe nie, dan is jy skynheilig. Dis nie maklik vir my om dit vir jou te sê nie. Ek hou nie daarvan nie, is nie vir my maklik nie, maar dis dalk 'n wond wat seer maak, maar wat genees. Die woord sê, bloedige wonde suiwer die kwaad uit. Dalk is dit 'n bloedige wond om dit vir jou te sê. Maar dit is omdat ek lief is vir jou, omdat ek wil hê die kwaad moet uit jou wese uitfiltreer. Dis 'n bloedige saak hierdie. Vergewe dan ander, dan gaan jy nie skynheilig wees nie, maar heilig. Want dis 'n heilige saak. Dis heilig, en ek wil op hierdie oomblik jou hand vat. Ek wil op hierdie oomblik saam met jou bid, en ek wil vir jou intree. Ek weet dit is nie maklik nie. Ek weet dit is nie net 2 woorde wat jy gaan sê om daardie persoon se skuld af te skryf nie. Ek weet dit is 'n moeilike saak hierdie. Maar weet jy wat? Dis die moeite werd. Dis 'n bitter pil om te sluk. Hy's bitter, maar hy gaan alles beter maak. Bitter, maar maak jou beter. Moenie dat dit jou bitter maak nie. Dis bitter, maar dit maak jou beter. Maar jy hoef dit nie te drink, die pil nie, maar ek smeek jou vandag om dit te drink vir jou beste, want ek wil hê dit met jou goed gaan. Ek kan regtig sê, I love you. En omdat hierdie liefde in my binneste brand vir my medemens, wil ek hê dit moet met jou goed gaan. Kan ek jou hand vat? Miskien wil jy nie. Maar vra jy om dit te durf wag, sit jou hand asseblief in my hand. Ek gaan vir jou bid. Sit jou hand in my hand en dan gaan ons daardie vyand of vyandin vergewe. Moenie sê die wiel gaan draai nie, nee, spreek hom vry. Sit jou hand in my hand. Ek wil jou vra om daardie persoon se naam. Ek weet dit is moeilik, jy kan nie nou nie. Maar probeer. Sê Here, ek prewel sy naam. Weet jy sukkel nou, maar vat nou my hand. En dan sê jy, Here, ek wil nie. Is moeilik om dit te doen. Ek sukkel om dit te doen. Sê dit vir die Here. Maar Here, ek is bereid. Want U het my sondes vergewe. Ek wil nie as 'n dwaas of as 'n skynheilige gekwalifiseer wees nie. Ek bid, nou noem jy sy naam. Noem nou sy naam. Sê Here, vergewe hom. Vergewe haar. Is dit dalk jou man, jou vrou, jou kind, 'n vorige werkgewer, huidige werkgewer, dalk 'n skoolvriend, dalk 'n familielid. Here, ek vergewe. 'n Ouer, ek vergewe. Jy gaan nou voel hoe die laste van jou skouers afrol. Sê Here, ek spreek hom vry. Hy skuld niks daarvoor nie. Here, ek pleit U bloed oor hom. Ek spreek hom vry. Maak hom los. Ek seën hom in Jesus naam. Ek skryf daai skuld af. As daardie persoon vir wie jy nou bid al oorlede is, dan bid jy nogtans en jy sê, Here, ek skryf die skuld af. In Jesus naam. Ek skryf daai skuld af. Ek bid dat jy hom sal seën. Ja, gee nou vir hom 'n geskenkie. Gee vir daai persoon nou 'n geskenkie in jou gebed. Sê, Here, ek seën hierdie persoon. Ek seën hom. Ek bid dat U vir hom goed sal wees, seën sy finansies. Moenie bid dat die wiel draai nie. Nee, daai is nie 'n Bybelse gebed. Here, ek bid dat sy wiel sal draai, dat dit hom goed sal gaan, Here. Ja, Here, stuur predikers oor sy pad. Sit 'n innige jammerte in sy hart. Sit 'n wil om tot bekering te kom in sy hart. Here, sit 'n begeerte na God in sy hart. Ek seën hom in Jesus naam. Amen. Amen. Wow. Dit was my fantasties om met jou te praat
oor hierdie sleutel, hierdie kleed, wat jy moet aantrek vir die pad vorentoe. Dit sal vir jou deure van geleenthede oopsluit, want jy is meer ontvanklik vir die inspraak van die Heilige Gees in jou lewe. Ek seën jou, en ek kan werklik uit my hart sê, I love you all. Julle is kosbaar vir die Here. Dan wil ek afsluit met hierdie paar woorde. As dit in jou hart is, ek wil jou vra, om daaroor te dink, daaroor te bid, maar ek wil jou ernstig vra, ook hierdie pogings van ons te ondersteun, as dit in jou hart is om 'n finansiële bydrae te lewer, sal jy asseblief die woord ondersteun. Net vir my WhatsApp, die woord ondersteun, 083 722 7787. God bless you. Tot volgende keer. Bye.